Hartlike hallo, dis weer tyd vir Ritme Digitaal, of soos my goeie vriend Stefan Joubert altyd sê, en dis sy eie woord wat hy ontwikkel het, ons gaan nou ritmeer, en hierdie is nou die digitale weergawe van ritmeer, so baie welkom, ritmeer lekker saam met ons. Wie het gedink daar kan na al die jare iets goed uit COVID uitkom? Wel, vir 7 jaar lank is ritme besig en ek wil sê dankzij COVID het ons digitaal gegaan en het nooit opgehou nie, want ons het vriende reg oor Suid-Afrika en reg oor die wêreld, so jy is so welkom by Ritme Digitaal. Dankie vir die baie terugvoer wat ons kry. Mense, dit is maar net 'n motivering vir ons, dis 'n inspirasie vir ons. So Stefan deur die land beweeg, soos ek deur die land beweeg. Ek bedoel wonderlike terugvoer van hoe hierdie inspireer, hoe hierdie bemoedig. En dis die hoofrede hoekom ons hierdie doen. Dis die hoofrede hoekom ons aanhou en nie sommer sal ophou hiermee nie. Jy is so welkom om hierdie op sosiale media te versprei na vriende en familie toe, dat ons die woord kan uitkry by mense, want dit is waaroor dit vir ons gaan. Die woord, ja, dit moet Suid-Afrika aan die brand steek, dit moet harte en lewens aan die brand steek. So geniet vanaand ook, mag dit geen uitsondering wees nie, mag jou hart en jou lewe diep aangeraak word. Hier gaan ons, geniet dit. Dag sê, altyd 'n voorreg om saam te ritmeer, om by ritme saam met Johan en Dani en Peer na te dink uit God se kosbare woord. Mag vandag ook geen uitsondering wees nie, dat ons 'n paar ou en nuwe skatte uit die Here se woord hoor. Here, baie dankie vir die voorreg om vandag saam te reis. Gee dat die woord vandag vir ons elkeen lig, lewe, hoop, krag en nuwe moed sal gee. Ons vra dit in Jesus se mooi en kragtige naam. Amen. Nou, wanneer ek uitdrukkings gebruik soos, of kom ek vat sommer die ou bekende liedjie, Que sera, sera, whatever will be, dan ken ons almal dit. Op een of ander manier het die noodlot, in Engels fate, destiny in die algemene sin van die woord, deel geword van baie mense se taal. En helaas het baie Bybelverse ook in hierdie kategorie beland. En veral dan die woorde van Paulus in Romeine 8, alles werk ten goeie mee. Ek het dit al baie keer in mense se lewens gehoor. Ek het dit al gehoor in Engelse flieke, in Engelse boeke. Everything works out for the good. Alles sal uitwerk soos wat dit moet. En dan sê hulle, maar dit staan in die Bybel. Nou, dit staan in die Bybel, inderdaad sê Paulus, alles werk ten goeie. Ek wou nou die Grieks aanhaal, maar dit klink daarom nou net eenvoudig nie reg nie. Maar Paulus gebruik die Griekse woord agathos. Daar is 2 Griekse woorde wat in die Nuwe Testament veral gebruik word om goedheid, good in Engels mee uit te beeld. En dit is die woorde agathos en kalos. Paulus kies hier vir agathos. Alles werk, en dan gebruik hy 'n naamwoordvorm vir goed, of ten goed, of met die doel op goed. Nou, agathos was 'n bekende term in Griekse filosofie. Die filosowe het gesê, ons is hier om goed te wees, goed te doen, die morele filosowe. En agathos was die uitdrukking van die morele deugde, waartoe ons opgeroep was. Ons moes die deugde van goedheid en goed wees uitleef, het baie filosowe gesê. Wanneer Paulus kom en sê, alles werk eis agathon, vir goed mee, ten goed mee, dan is hy nie besig om in Griekse filosofiese terme te dink nie. Nog minder is hy besig om dit in noodlotstaal te bedoel. Ag, jy weet, alles sal ten goeie uitwerk. Doen jy maar net jou kant, everything will work out for the best. Dit is nie wat Paulus sê nie. Hy is besig in Romeine 8, nadat hy vir 'n paar hoofstukke lank geskryf het, vanaf hoofstuk 5, oor die nuwe lewe in Christus. Het hy vir ons in Romeine 5 vertel dat God nou vrede met ons het
En dit is in die kruis. Die ou Adam wat ons van lees in Romeine 5 se sonde, se oordeel, se dood. Dit was Adam se in aanhalingstekens erfporsie aan ons. Jesus het dit kom uitknikker deur een daad as die nuwe Adam. En in Romeine 6 het Paulus vir ons vertel dat ons saam met Christus gekruisig is. Ons is dood. Die ou mens wat ons is begrawe daar by die kruis. Ons het opgestaan in 'n kraakvars, splinternuwe, briljante nuwe lewe, saam met Christus. En nou moet ons lewe as lewende dooies. Dood vir die sonde, lewend vir Christus. In Romeine 7 het Paulus 'n bietjie geworstel met hierdie ou mens, en hy het gesê, maar as ek terugval na hierdie ou lewe toe, as ek net my klem laat lê op wie ek was, hy sê, dan vind ek hierdie tweestryd in my. Die goeie wat ek wil, dit doen ek nie. Die slegte wat ek nie wil nie, dit doen ek. En daarom is sy oplossing aan die einde van Romeine 7, om na Christus toe te hardloop. In hom is ons versoen. Romeine 8 het die nuus laat breek oor die Heilige Gees op 'n nuwe manier. Ons is nou in staat om te doen wat God sê. Romeine 8 vers 1 tot 4. Ons wat ons deur die Gees laat lei. Romeine 8 is eintlik 'n pragtige hoofstuk onder andere oor die Heilige Gees. Dis die Gees wat ons nie meer slawe laat wees nie, maar kinders van God. Dis die Gees wat in ons harte uitroep, Abba, Vader. Dis die Gees wat sê, soos wat Paulus sê, net in die voorafgaande verse, voordat ek nou saam met jou vers 26 wil lees, wat met God praat, wat ons harte ondersoek en ons diepste nood na die hart van die Vader toe dra, wat met onuitspreeklike sigte vir ons sig. En nou, nadat Paulus vertel het van hierdie splinternuwe lewe, hierdie kraakvars nuwe lewe, wat Christus en die Gees en die Vader doen, kom Paulus in Romeine 8 vers 28 en dan sê hy, ons weet, God is besig om alles wat vir hom goed is in ons lewe te laat vorm aanneem. Ek het gekies om in hierdie vertaling wat ons gedoen het, wat ek ook gebruik hier by Ritme Digitaal, die Nuwe Testament, om daar die woord alles werk ten goed mee, want die konteks sê, dit gaan oor God. Het gaan nie oor ons nie. God is besig om in elkeen kollektief, alle mense, nie individue nie. Paulus is nie besig om met Jan, Koos en Klaas te praat en te sê, toe maar jy wat swaar kry, alles sal goed uitwerk nie. Hy sê dit vir gelowiges kollektief. Hy gebruik altyd wanneer hy oor God se raadsplan praat, oor God se voorafplan, praat hy kollektief. Praat hy van ons, van hulle, van julle, nie van ek en jy nie. En dis lewensbelangrik. As ou dominee en die ou kerk dit geweet het, dan sou ons die uitverkiesing reg verstaan het. Want die uitverkiesing, die leerstuk daarvan het so 'n soort van 'n drogbeeld geword. God kies persoon A en B en C en D slaan hy oor. Maar Paulus praat altyd wanneer hy hierdie soort taal gebruik in meervoudsvorme. Ons, julle, hulle. Hoor nou. Paulus sê, ons weet, God is besig om alles wat vir hom goed is, te laat vorm aanneem in die lewens van elkeen wat hy lief het. Paulus dink aan die kerk. Dit is hulle wat hy geroep het om te glo. Dit is deel van sy plan vir hulle lewe. God het 'n plan. God het 'n kollektiewe plan vir sy kerk, vir sy nuwe volk. En sy plan is alles werk goed uit. Nie noodlottig nie. Nie, nou gaan dit met jou swaar en nou sit jy, maar toe maar, dit sal goed uitwerk nie. Daai ding wat ons baie hoor. Hoe sê hulle, the end is not the end when everything does not work out. Maar God se plan is vir God goed. En nou begin Paulus dit verduidelik. En ek onthou die hier opvolgende verse is altyd in my kinderjare gebruik om my bang te maak, het ek gevoel. Moes ek gehoor het, God hou eintlik net van sekere mense en ander nie. Maar kom ons hoor dit reg. Paulus skryf in vers 29. God het hulle, met ander woorde, wie's hulle? Hulle vir wie hy ten goeie besig is. Geken toe hulle hom nog nie geken het nie.
Paulus gebruik 'n Griekse woord vooruit, die Griekse woord pro. As jy dit, die voorsetsel pro, as jy dit voor 'n naamwoord of 'n werkwoord sit, dan kan dit of beteken vooraf, voor die tyd, of bo die tyd. Nou, Paulus sê, God se plan het hy gemaak voordat ons daarvan geweet het, voordat hulle daarvan geweet het. Hierdie plan is God se ewige reddingsplan. God het nie daar gaan sit en vir persoon A en B en C 'n plan en D en E het hy oorgeslaan en dan het hy weer vir nommer X 'n plan en nommer Z het hy van vergeet nie. Paulus is besig om met God se kerk te praat, met gelowiges as familie, kollektief te praat. Hy sê, God het hulle al geken toe hulle hom nog nie geken het nie. Toe al het hy besluit, hulle sal presies soos sy seun wees. Hier is God se plan. Hier is die goeie wat hy wil uitwerk in ons lewens. Daarom hoor jy, dit gaan oor God, dit wat vir God goed is. En wat is vir God goed? Dat sy plan in elkeen wat Jesus ken se lewe afdruk. Mooi, né? Paulus gaan verder. Hoor net, toe al het hy besluit, hulle sal presies soos sy seun wees. Hulle sal Jesus se karakter en lewe aanneem in God se teenwoordigheid. God wil hê die lewe van Jesus moet ons lewe wees. Dis sy plan. Dit is die goeie. Dit is wat die Vader bly maak as dit gebeur. Hulle sal Jesus se karakter en lewe aanneem. Christus is die heel belangrikste van almal, skryf Paulus. Hy alleen is God se ewige kind, maar nou is hy omring met baie ander broers en susters in die familie van God. Jy sien, dis duidelik dat baie mense het hierdie alles werk ten goeie mee. As dit sleg gaan in die hospitaal, of as iemand in 'n hijack of in 'n motorongeluk was, toe maar ons verstaan nie nou nie, maar dit sal alles ten goeie meewerk, soos die Bybel sê. Nee, Paulus sê, die Bybel sê, God se plan is besig om in hulle lewens, ons lewens te gebeur, wat glo. En wat is die plan? Dat die karakter, die lewe, die hartklop, die vreugde van Jesus afdruk in ons. Dat ons Jesus gelykvormig is, dat ons soos Jesus lyk en praat en dink en doen en lewe. Paulus gaan voort. Hy sê hierdie nuwe familie, vir wie God hierdie plan het, vers 30, is die nuwe familie oor wie God vooruit 'n besluit geneem het. God se plan is vooruitgeneem oor almal in sy familie. Kan ek dit nog 'n keer sê, want ek moet dit oor en oor sê, omdat ek net weet hoe het hierdie teks al chaos veroorsaak, hierdie tekste. Paulus dink nie aan individue nie, hy dink aan die familie. God se plan vir sy familie het God in die ewigheid gemaak. En wat is sy plan? Dat ons soos Jesus sal wees. Wie is Jesus? Die belangrikste in die familie. Daarom moet ons soos Jesus leef. God se nuwe familie, vers 30, het hy lank vooruit 'n plan geneem. Wie is hulle? Dis hy wat hulle geroep het om te glo. En hy wat hulle geroep het om te glo, het hy ook vrygespreek van al hulle sondes. En hy wat hulle vrygespreek het, het hy oorlaai met sy eie heerlikheid en skoonheid. Dis God se plan vir almal wat glo. Hoe word jy deel van God se plan? Jy glo. Paulus sê nie, die uitverkiesing werk so, jy's gekies en jy's gelos nie, soos baie mense dink. Paulus is besig om te sê, voor die wêreld, voor die sondeval, voor alles is God wie hy is. En God se plan is om sonde uit te knikker. En daarom het hy 'n nuwe familie. Hulle, julle, ons. En alles is hy besig om ten goeie te laat werk. Vir wie? Vir ons wat in Jesus glo. Vir ons wat aan Jesus vashou. Vir ons wie Jesus se navolgers is. Vir ons het hy 'n skitterende plan. En hoe lyk hierdie plan? Jesus gelykvormig. Die hart van Jesus, die karakter van Jesus. Hoe het hierdie plan waar geword? God het ons geroep van sy kant af. Wat het ons van ons kant af gemaak? Ons het geglo. Hy roep ons tot geloof en ons antwoord. En toe ons geglo het, het hy ons vrygespreek. Hy het gesê, julle is onskuldig. Julle was my vyande, nou is julle my vriende. Romeine 5. Julle was dood, nou lewe julle. Romeine 5.
Julle was onder die juk en die vloek van die sonde, Romeine 5. Jesus het betaal, die laaste Adam het betaal. Julle is die mense wat nou die lewe van Jesus leef, Romeine 6. Julle is nou die geesvervuldes, Romeine 7, Romeine 8, wat weet, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Julle is vrygespreek en oorlaai met God se doksa. Dis die goeie wat God ten gedagte het. Dis so jammer dat ons daai teks gevat het en dit op onsself alleen gaan toepas het. So asof God nou daar sit met 50 planne vir ons lewe. En tans gaan dit nou nie te hot nie, tans gaan dit nou bietjie sleg, maar moenie worry nie ouens, God sal alles ten goeie laat meewerk. Wel hy het. En hier's die plan. Ons weet hy het dit gedoen, dis verlede tyd. Die plan is Jesus. Die plan is ons moet soos hy lewe. En toe het God ons in sy plan ingenooi. En wat het ons gedoen? Ons het ja gesê. So, hier's goeie nuus. As jy in Jesus glo, en jy doen, dan gebeur God se plan in jou lewe. Dis nie hipoteties nie. Dis nie soos wat elke dominee en pastoor vir 'n lang ruk gesê het nie. Ek hoop dit hou daarom nou op. Jy weet, God het 'n wonderlike plan vir jou lewe. Hulle maak die kollektiewe plan 'n jy-plan. Nee, God het een plan. Hy wil hê ons moet Jesus se karakter hê, Jesus se lewe hê, Jesus se hart hê. En as ons dit het, werk God se plan goed vir hom. En dan is hy besig om ons te verander. Hoe? Om sy heerlikheid en sy skoonheid, sy doksa te weerkaats. O, daar's niks wat God blyer maak as dat jy en ek die lewe van Jesus agterna lewe nie. Dit is die goeie. God is goed. Hy roep ons tot 'n goeie lewe. Nee, hy roep ons tot sy goeie plan. Sy goeie plan het 'n naam, Jesus Christus. Sy goeie plan het inhoud. Jy en ek neem die karakter van Jesus aan. Sy goeie plan werk. Hy het ons geroep, ons het geglo, ons is vrygespreek en ons is besig om te verander na die heerlikheid van God. Hoe het ons Romeine 8 gemis van die mooiste, ooitste tekste in die hele Bybel, wat ons vertel van 'n goeie God. So ons sing nie kei, sera, whatever will be nie. Ons misbruik nie Romeine 8 vers 28. Ag nee, toe maar alles sal ten goeie meewerk nie. Ons sê vir mense, dit is besig. So as ek Romeine 8 gebruik om mense te troos, sal ek vir hulle sê, ouens, dit is reeds besig, glo jy in Jesus? Wel, God se goedheid werk in jou lewe. Is jy geroep? Het jy geantwoord op die roeping, glo jy? Wel, dan het God jou vrygespreek. Dan is hy besig om jou te verander. Dan is Jesus in jou lewe. Prys sy naam. God werk goed, ten goeie, vir elkeen wat in Jesus se plan is. Hoor goeie nuus, hoor die evangelie, hoor Romeine 8, die mooiste teks oor God se goedheid, God se plan. En ek en jy is deel daarvan. Kom ons bid. Dankie Heer dat ons vandag lekker goeie nuus het. Nuus dat ons deel is van die hemelse ewige plan. Ons prys U naam dat ons gered is, dat ons geroep is, dat ons vrygespreek is, dat U ons verheerlik deur die teenwoordigheid van Christus. Dankie Here dat dit in goeie uitwerk vir ons elkeen in Jesus se naam. Amen. Wat 'n vreugde om saam te gereis het. Dankie vir jou betrokkenheid by Ritme. Dankie dat jy dit ook vir ons moontlik maak om aan te hou met hierdie bediening. Mag jy beleef, God werk goed ook in ons elkeen se lewe. Vrede vir jou. En dis die woord op sy suiwerste, op sy beste, en dis die waarheid wat vry maak. So dit is al, dis die woord. So kom ons gaan leef hierdie. Kom ons gaan leef hierdie. Jy is baie welkom om ook vir ons te help met 'n finansiële bydrae en baie dankie vir elkeen wat gee. Dit is regtig vir ons 'n riem onder die hart en ook weer daai inspirasie en daai motivering wat ons het om die in-persoon by King Price te doen. So as jy naby Pretoria is, onthou dit. In-persoon Sondae 6uur by King Price by Menlyn Myn. Jy wat ver sit, dankie dat jy ons help om die in-persoon en digitaal moontlik te maak. Volg die
sosiale media, die Facebookblad, Instagram, ek bedoel die YouTube kanaal, stuur die aan vir familie en vriende en ek hoop jy het 'n verskriklike lekker en 'n geseënde week. Totsiens.